So die vele wat voëls ken, weet daar is min gesigte wat so pragtig is soos 'n klomp pragtige flaminke wat in vlug is. Hulle lyk ook ons oud eintlik soos 'n vliegtuig. Lang nek, lang bene. Maar die interessante ding is die pink wat 'n mens daar sien. So baie welkom by vandag se preek en die tema van die preek vandag is Titus, in Engels klink dit beter, Titus, se expat flaminke. So dis 'n brief wat Paulus aan Titus geskryf het, wat op 'n eiland gebly het, en hy sê vir hom, jy moet die gemeente daar leer, want hulle is almal expats, ek gaan net iets oor hulle sê, dat hulle die voorreg het om uit te staan, soos flaminke in 'n dam. Ek weet nie of julle al hier na die lijks toe gegaan het, die syk het, ek weet nie of het 70 of 80 lijks hier gemaak in die woestyn nie, en daar's baie voëls. Maar 'n meer of 'n dam begin eers beauty kry wanneer jy die flamink daar sien. Dis iets, dan staan ons so op een been ook, jy weet. En maar is die pink kleur van hulle, wat ek dink mense asem net eenvoudig wegslaan. En hy wil vandag vir jou en vir my sê, dis die boodskap, dat hy wil hê dat jy moet uitstaan soos 'n flamink bo die ander voëls as 'n Christen expat. So Paulus gee dan vir hom in hierdie briefie, gee hy vir hom 'n gedefinieerde lys van goed wat jy moet doen om uit te staan as 'n Christen expat. Ek is nou heeltemal ge-expat. Ek gaan nou vir julle verduidelik waar die woord vandaan kom. So weet, ons kyk baie lyste in die Bybel, maar hy sê dis soos alle Christene moet optree, ouer mans, ouer vroue, hy praat eintlik net met die jonger mense, of jong met mans, maar ek het dit mense gemaak, en ook met slawe. Wat iewerste, jy val in een van die kategorieë, of jy is actually nie 'n mens nie, moet jy weet, dis praktiese goed wat jy kan doen. So, die preek gaan vandag oor daai reëls, maar reëls net so, weet, maak van gewone mense eintlik rebelle, sal die tieners vir jou sê. So, ek wil voor ons by die reëls kom, en ek gaan dit eintlik net met julle deel, en is 'n lang lys, maar is 'n interessante lys, en vir ons nagmaal gebruik daarna, wil ek vir julle die agtergrond gee, want dis eintlik dan eens wat jy sal verstaan. Vir wie is die mense vir wie Paulus skryf? En jy sal sien, is ouens op 'n eiland gebly het, Krete. Wie was al daar op die eiland Krete? Julle was al daar. Great stuff. Nee, goed. Ons great. En julle gaan sien, die ouens daar gebly het, was Jode gewees. Dis nie vreemd nie. Jesus was 'n Jood, Paulus was 'n Jood, al sy disippels was Jode, maar hy praat spesifiek met die Jode. En 'n ou sal dit net verstaan vandag, as jy daai agtergrond het. En as jy besef, daar's bietjie Jood in jou ook. Hier is van die mans wat besny is, maar ek praat nie daarvan, ek praat van 'n liefde vir geld. So ons sal net nou sien waar hierdie skoen jou pas, en dan gaan ons afgaan soontoe. Is dit reg so? Goed. Ek wil net voordat ons verder selfs, gebruik twee woorde, expat en 'n Christen nie. Maar jy weet, ons moet dan nou weet waar die woorde vandaan kom. Julle is almal 'n expat. So wat beteken dit om 'n expat te wees? Louis, jy is mos nou jonk en slim. Is jy 'n expat? Jy is nie gebore nie. So wat sê expat? Presies, ja. Ja. En jy kom bly hierso, nee. So, dis eintlik wat dit beteken. Maar wat beteken ex dan? Jou ex is, jy het 'n ex-meisie gehad vir ex-ou, nee. So dis die verlede. Maar waar kom die pat vandaan? Nou sê ons is 'n patriot. Wat eintlik 'n patriot is, nee. Maar dis nie eintlik wat dit beteken nie. Die woord expat kom van die Latynse woord exit af. Soos jy weet, daar's exit, dis waar jy uitgaan. En die Latynse woord patria, wat eintlik in Grieks is pater, wat ons in Afrikaans vader noem. So dit beteken, dat jy het jou vaderland verlaat, en jy bly nou in 'n ander land. Jy het net een vaderland, dis die land waarin jy gebore is. Jy kan 'n nuwe land kry, dis jou vaderland. Moedertaal praat ons, maar jy kan nie hier in vaderland sit nie. So dis wat expat beteken. So julle is almal expats as jy hier sit. Wat hier is, tensy jy Emirates, en ek sien niemand vir julle met 'n wit doek hier nie, so, of 'n disdas nie. So, die woord Christen, waar kom dit vandaan? Dit beteken, jy's 'n navolger van Christus, maar waar kom dit vandaan? Kyk,
net nadat die mense nou vir Jesus gevolg het, toe moes hulle gevlug het. Ek gaan dit net nou verduidelik toe daar navolging gekom het. So toe is hulle genoem, the people of the way. Want dit was Jode gewees, hulle was 'n sekte gewees. Ek moet weet, hulle vir Jesus doodgemaak, wil vir Petrus en toe maak vir Stefanus dood. So hulle het hulle genoem, ja, he belongs to the tribe, the people of the way. Hulle doen goed anders te gewees. En toe hulle in Antiochië gekom het, wat so, daar's 'n paar Antiochiërs, maar die een wat in Turkye sit, toe omtrent so 8 jaar na Jesus oorlede is, toe begin die mense of the way Christene noem. Jy lees dit eintlik in Handelinge 11 vers 19. So ek wil hê jy moet weet waar jy is en wie jy kom, want jy's 'n Christen as jy sit, hoop ek, en dan is jy definitief 'n expat as jy sit. Dit hoop ek nogal ook. Okay, great, so. So, nou moet jy weet, hy praat vandag met jou hier, want hy praat met expats. So Paulus skryf die brief van Titus. Titus was 'n pastor of 'n dominee op die eiland, wat eintlik ook van 'n ander plek af gekom het, op Krete, die eilandland bly so, en in die 5de vers van hierdie brief sê hy vir hom, jy moet in elke dorpie wat daar nou van hierdie Christene bly, want toeslaag Christene genoem, moet jy hulle oplei en opvoed, en jy moet veral vir hulle vertel, hoe hulle moet leef om anders te lyk, om uit te staan as expats. Hy die woorde wat hy gebruik, hy sê, julle moet so optree dat die andersheid van Christus te siene is en te weet dat daar 'n verlossing is wat julle gekry het. Julle is nie soos gewone mense nie. Julle is koninkryksmense. Nou en julle is heiliges. En julle is gelowiges, sê hy. Dis dieselfde ding wat Jesus vir sy disippels maar gesê het. Hy sê julle is die sout van die aarde en die lig vir die wêreld. Ons is anderste. En jy weet ons is anderste. Ons moet ook anders wees want ons is nou al burgers van die hemelse koninkryk. En hy sê jy doen dit deur anders te op te tree, want jy leef met godsvrug, so die Gees se vrug moet in jou lewe wees. Jy het selfbeheersing en jy het gesien hoekom dit belangrik is en jy het egtheid. Okay, dis wat hy vir hom sê. Nou, hy het een groot big problem gehad as hy die brief skryf. En die probleem was dit dat al die expats op daai eilandjie wat van buitekant af kom, was almal Jode gewees wat tot bekering gekom het. En Jode is Jode. Nou Jesus was ook 'n Jood en ek wil net vir byvoorbeeld sê ek's baie lief vir Jode. Maar ons moet nou hoor wat Jesus en Paulus oor sy eie mense gesê het. Want kyk wat gebeur het toe Jesus gesterf het 34 na Christus, na hy gebore is, het hulle vir Stefanus doodgemaak so 2 jaar daarna. En toe het die Joodse Christene, en daar was baie van hulle, op die eerste dag daar 3000 tot bekering gekom op Pinksterdag, het hulle gevlug van Jerusalem af tot in Griekeland en ook tot in Krete. So hulle daar gebly. Maar hulle het mos nou met hulle baggage gekom en hulle is mos nou maar wie hulle eintlik is. En Paulus het omtrent so 60 na Christus, na sy 3 sendingreise was hy op pad Rome toe op gevangenskap en dit om 2 jaar gevat of langer, toe het hy ook op Krete aangekom en gesien hoe leef hierdie Joodse Christene. En daarvan was hy verder en toe los hy vir Titus daar agter. En dan sê hy vir Titus, jy moet met hierdie mense praat. En vir hulle sê hulle moet anders optree as wat hulle optree. Nou moet ons verstaan, wat is die ding van Jode? Nou, toe ek 'n kind was, ook het ek baie hierdie ding gehoor, dat as jy nou op 'n manier synig is, of jy wil geld maak, en sê jou pa, jy's 'n regte Jood. Jy onder jou pa het ooit al vir gesê, jy's 'n regte Jood, jy weet. So wat eintlik beteken, geld is so geweldig belangrik, jy weet. En Jode is baie slim en baie goed met geld, ons weet dit. Vandag is die mees invloedryke mense en vir baie lang tyd in die wêreld is Jode. Maar is slim en hulle weet om met geld te werk. Jy weet ons in Suid-Afrika ook, die Jood se winkeltjie gehad, maar hulle was omtrent almal ryk geweest. Maar die kritiek teen die Jode was hulle ten alle koste dit gedoen. My pa het altyd vertel, die Jood, hy het hulle goed geken. So as die meelsakke sal kom, en dan sal hy hom losmaak voor die tyd, en dan tap hy net so 'n beker uit een meelsakkie uit elke meelsakkie. En dan maak hy nog 10 ander sakkies by. Weet, jy gaan nie, wie gee mos nou nie mis nie, die 10de vat hy vir homself en hy verkoop dit ook. Hulle het so gewees, die Jode. Jesus het dit goed geweet. Wat het Jesus vir sy mede-Jode gesê? Julle moet pas op vir die ding. Jy moet of vir Mammon aanbid, of jy moet vir God aanbid.
anders gaan hulle probleme kry. En ons gaan sien die probleme wat hulle nou later gekry het. So hulle vertel hierdie joke eintlik oor die Jode. So is nou vir die jong kinders is net 'n voorbeeld of eintlik is nie 'n grap nie, maar dis 'n storie eintlik net. So hulle sê in die begin, toe God nou die 10 gebooie gemaak het, toe stuur hy 'n engel om te hoor wie wil dit graag hê. En die engel gaan toe na die Vikings toe. En hy kom aan en die Vikings sê kom aan en hulle sê luister, ek het hierdie 10 gebooie gebring wat wette is wat die wêreld moet regeer, wil julle dit nie hê nie. Dis nie maar lees dit vir ons. En toe hy daar op die 6ste gebod kom, toe sê hulle, dit gaan nie vir ons werk nie. Ons maak mense dood vir lewe. Dis hoe ons versprei. Hulle ken ons die Vikings. Okay, toe vlieg hy verder. Toe kom hy by die Franse. Toe sê hy dieselfde vir hulle. Toe sê die Franse, maar lees vir ons wat ons hoor, en hulle sê is baie mooi, maar toe hy by die 7de gebod kom, toe sê hulle, ja, jy weet, ek wil daai ding van, jy gaan nie ander man se vrou vat nie, dit gaan nie vir ons werk nie. Okay, en toe vlieg hy verder. Toe kom hy later by die Jode aan. Nou wys hy vir hulle die 10 gebooie. Nou sê hulle, lees dit vir ons. Ja, en dit klink, hulle sê, hierdie klink mooi, wat? Hulle sê, maar wat kos dit? Hy sê nie eens vriend, hulle sê, maar gee dit vir ons, verstaan. So dis hoe die 10 gebooie by hulle uitgekom het. Nou, ek weet nie of julle weet nie, maar een van die rykste families was die Rothschild family. Hulle is die ouens, hulle is in Suid-Afrika, die Rothschild roep het, wyn wat jy kan koop. Hulle is die eerste familie wat internasionale banksysteem op die map gesit het in die wêreld. En hulle weet, ek bedoel as jy dit lees, ek het nou nog gelees dat hulle het actually miskien moet by die goeie goed begin. Hulle het vir lande geld geleen om, railroads te bou, havens te bou. Maar jy leen geld, dan maak rente, dis waarmee hulle begin het eintlik. Hulle was ook die ouens wat eintlik die meeste aandele in die beurs gehad het. Niemand weet dit eintlik nie. Hulle is ook die ouens wat agter die goud in Suid-Afrika was en eintlik die Boereoorlog gefund het namens die Engelse. Hulle was ook die ouens wat na die Eerste Wêreldoorlog, toe sê hulle was Jode geweest. Toe sê hulle vir Britannië, dis payback time. Daar gaan nou Israel wees, waaroor al die betleiere gaan. Die geldmag sit agter alles. So, wie van julle was al by die Yad Vashem geweest? Dit is die Holocaust Museum in Jerusalem. So, daar loop jy die gange soos IKEA, jy kan nie omdraai nie, jy moet maar deur al die pyn en lyding en goed gaan, en iewers daar is hierdie plakkaat. Dis 'n plakkaat wat opgeplak is, wat hulle, en dis die Duitsers wat dit gesê het, wat sê na die Eerste Wêreldoorlog, moes die Duitsers geweldig baie boetes betaal het, vir die skade wat hulle aangemaak, Eerste Wêreldoorlog. En hulle sê die Jode het hulle arm gemaak. En hulle sê die Jode het soos, hierdie is 'n bekende, die Joodse, wat sê daar nie? Octopus, nee, dis 'n seekat. Hy het sy tentakels oral gehad en geld oral uitgetrek. So Hitler, toe hy oorlog maak teen die Jode, het hy 2 goed gesê. Hy is kwaad vir hulle, want die Jode het vir Jesus doodgemaak. En die tweede ding wat hy gesê het, hulle het hulle arm gemaak. Hulle het hulle gehaat. En dis waar die oorlog vandaan kom. Natuurlik is dit ons nou nooit ooit kan ons nou so maak om soveel mense te gaan doodmaak. Ek sê net, dis die waarheid wat plaasgevind. Dis Jode. Okay. Nou, kom ons terug na Paulus toe. Wat self 'n Jood is, hy kom op die eiland. Hy sê, jy sê met hierdie mense wat sê hulle Christene, hulle tree op soos die ou Jode. Hy sê, hulle maak skaamteloos geld. Staan daar in Titus 1:10. Ek sê dit nie, hy sê dit. Hy ken sy medebroers. Wat beteken hulle lieg, hulle bedrieg, hulle selfsugtig, hulle trap op byt ander uit, hulle baie geld, en die vrouens veral met baie geld begin drink, want hulle het nie baie om te doen eintlik nie. Dis wat op die eiland gebeur het. Ek sê nie, dis wat gewoonlik gebeur nie. Nou wil ek net sê, my pa het baie lief vir die Jode gewees. Hy was ook 'n dominee gewees, en op elke dorpie was daar 'n Jood. In die Boereoorlogtyd het baie van daai Jode vir die boere na die tyd ongelooflik skuld gegee, om hulle, wie aan te begin. En hulle het stadig daai skuld terugbetaal. Baie goed vir die so ek wil net sê, ek is nie teen die Jode nie, ek sê net wat die agtergrond is. So, nou sê hy, jy sal hierdie mense moet sê, jy kan nie Mammon lief hê en God lief hê, jy moet 'n keuse maak, dis wat hy vir hulle sê. En dan sê, dit moet uitkristalliseer in jou lewe. Volgende ding wat ek wil sê, die boere, die Afrikaners, en ek weet die is Engelse ook onder ons, hulle het altyd gesê, die duiwel het alles probeer om die boere te vernietig. Hulle het ons nou gevlug uit
Frankryk uit in die begin, en uit Nederland uit oor die verdrukking eerder van Nantes, en die Christene moes uitgewis word, toe gaan hulle Kaap toe. En toe kom die Engelse later daar. En toe wil hulle nie onder die Engelse bly nie, want hulle is die diepgelowige mense, en toe gaan ons nou op Vrystaat toe, en hulle gaan Transvaal toe, en van hulle beland in Natal, wherever. Maar niks kon hierdie gees en die geloof van die boere wegvat. As jy in die boereoorlog se goed kyk, daai ouens het vaste geloof gehad. Ek bedoel, daar was 15.000 boere, hulle het 450.000 soldate van Engeland vir 3 jaar laat rondhardloop. Totdat die duiwel geld gegee het vir die Afrikaners. Hier sit ons nou vandag. Hoeveel is ons? Kom ons sê ons is nou 300 stoele of. Hoeveel Afrikaanse sprekende mense bly hier in die land? En hier is ook baie ander groot kerke. Hoeveel is dit? 9.000 mense. Hoeveel Afrikaanse mense is daar? Jy sit die lights en kom ons gaan aan. Kom ons sê hier is 10.000 mense Afrikaanse in die kerk, en nou vat ek 'n groot vet kans. Dink jy dit is so nie? Ek dink ons kom by 1000 uit nie. Maar hier's 80.000. So hier sit ons vandag, nou luister ons en sê, maar hierdie is dalk nie vir my nie. Kom ons kyk daarna. Ons is hier as expats, en expats kom om geld te maak. So kom ons kyk wat sê Paulus, en daar's niks fout om geld te maak nie. Moenie 'n fout maak, maar dit moenie jou baas wees nie. Jy moet dit nie doen deur onregverdig op te tree nie, en dan die geld wat jy kry moet jy verantwoordelik gebruik. So nou sê hy vir hulle, jy moet vir hulle die volgende sê, nou gee hy vir hulle luister. Nou kan ek net van die begin af sê, God het altyd met luister gewerk. Ons het hier oor die 10 gebooie gepraat. En hoekom sê hy gee die 10 gebooie vir hulle? Hy sê in Eksodus 19, as julle die gebooie gehoorsaam, sal jy uitstaan. En die ander volke sal julle sien as my eie eiendom en my heilige volk. Wat doen Jesus? Hy kom en hy sê, ek gee vir julle 'n nuwe gebod. Julle mekaar lief hê. En dan sê hy in Johannes, en as julle my nuwe gebod nakom en mekaar lief het, dan sal almal weet dat julle my disippels het. Wat moet julle doen? Vir Jesus lief hê, nie vir mammon nie. En die Heilige Gees, as hy in jou bly, hoe lyk jy? Dan's daar 'n lys. Jy's vol liefde, vreugde, vrede, geduld, ek sien nie rykdom daar nie, nederigheid, goedhartigheid, sagmoedigheid, selfbeheersing en getrouheid. Dis is die Gees by jou lyk. Jy's ryk in die Gees, het Paulus later vir Timoteus gesê. Sê dit vir mense. 'n Deel daarvan is om goed weg te gee. Okay, kom hy praat met die Jode. Hy sê, wat jy moet vir die gewone, al die wat vir almal geld, en eintlik sê jy nou gaan kyk, is dit 'n beskrywing van Jesus. Hy begin om te sê, as jy in 'n ander land bly, dan onderwerp jy jouself aan die owerhede. Dis interessant. So hierdie land, weet jy dit eintlik. Maar Jesus het dit self gedoen. Toe hy op die aarde was, het die keiser, die Romeinse ryk, was bo oor hulle gewees, en het hulle heavy getax. Nou vra hulle vir hom, moet ons belasting betaal? Dan sê hy, hierdie geld, met die keiser se kop op, dit moet jy teruggee vir hom, want jy moet die keiser gee wat hom toekom. Want die gesag kom van God af, al is dit 'n valse gesag. God het mense daar gestel. So jy moet jou onderwerp aan die owerhede. Tweede ding sê hy, doen altyd wat goed is. En hier weet jy, in die land, as jy in die lyne loop, het jy nie moeilikheid nie. Maar as jy uit die lyne uitgaan, dan vat hulle jou kar, dan vat jou geld, hulle beboet jou, en hulle sit jou in die tronk en gooi jou uit. Dit hang af wat se skade jy doen. So hy sê, Christene, don't go there. Jy hoef nie daaraan toe te gaan. Jy is nie 'n rebel nie. Jy moet leer om te buig ook. Ek ons daai lied gesing in die begin, kom buig voor Christus. Hy sê jy moet buig voor gesag wat hy vir jou gegee het. Die derde ding sê, moenie kwaad praat van niemand nie. Dis interessant dat hierdie land jou nie toelaat om dit te doen nie. Dis amper of hierdie ouens hierdie goed in die hande gekry het. Jy kan nie hier gaan post van ander ouens nie, hulle sal vir jou toesluit en jou wegsteek. Kan ook nie sleg praat van mense. Hoekom moet jy dit doen? My pa sê nie goed kan praat, jy bly dan maar stil. En dan die vierde ding, moenie risie soek nie. In hierdie land as jy risie soek, en ek slaan jou en jy slaan my, gaan ons albei weg. Dis snaaks, hierdie moslimland het hierdie goed, maar hy sê Christen moet geken word as iemand van vrede, en respek, en liefde. En dan sê hy, en wees inskikkelik teenoor alle mense, en wees altyd bedagsaam teenoor alle mense. Dis 'n Christen. En ek wil van die begin af sê, hierdie vraag dat jy moet buig partykeer. En ons is trotse mense.
Maar dis wat Jesus gedoen het. Hy het gebuig vir Pilatus, hy het gebuig vir die Joodse raad, hy het hy gesterf. En dat laat jou dink aan wat Jesus sê, die riglyn vir die lewe sê, soek allereers die koninkryk van God. En dan sal jy al die ander goed kry. En soms beteken dit nie, altyd beteken jy moet buig voor God, en jy gaan ook moet buig voor mense en instellings. Anders kan jy nie 'n expert wees nie. Nie 'n Christen expert wat uitstaan, jy sal nie uitstaan nie. Dan kom hy by die ouer mans, en dit is nou Jode gewees. Hy sê, julle moet nugter wees in julle denke, wanneer jy besigheid doen. Jy moet dink daaraan dat jy eintlik 'n Christen is. Dan moet jy eerlik wees. Moenie goedjies uittap nie, wees eerlik. Dan moenie verdag wees oor jou nie. Hy sê, en dink voor jy optree. Jy moet wys wees, wanneer jy besigheid doen. Hy sê, en dan moet jy na jou liggaam kyk. Hy sê, die mense kyk na julle. Moenie soos vrate lyk nie. Hy sê, jy moet mooi lyk, jou liggaam is 'n tempel van God. Het hy ons nou op 'n ander plek gesê. En is nie net wat jy eet nie, dis ook wat jy inneem. En dan sê hy, staan vas in die geloof tot die einde toe. Dis baie interessant, dat 'n mens se lewe op die eind geoordeel word, wat tot op die einde gebeur het. Ek bedoel, ons kan nou, Lance Armstrong het toe soveel goed gewen, maar toe hulle uitvind, hy het gekroek, is dit streep deur sy naam getrek. Billy Clinton, hy het so goeie leier gewees, en toe kom Lewinsky op sy pad, en trek, verstaan julle? Jy moet maar elke dag bedag wees, die goeie stryd eindig tot die einde, sê hy. Maar dis is mense jy onthou. En dis 'n verskriklike ding, maar dit maar hoe dit is, sê hy. En hy sê die maklike ding is volhard in die liefde. Hê mense lief, respekteer mense en die goed kom van self. PSP se pa was 'n spreker. Nou het ek eendag ek en Susan en sy goed gaan bywoon. Nou sê hy, mense as jy ouer word, jy veronderstel om beter te word. Hy sê jy het meer wysheid, jy het meer kennis, jy het meer geld, jy het minder worries ensovoorts. Hy sê maar dit is sad dat mense eintlik dan slegter word. En julle is almal besig om ouer te word. Julle gaan my nooit inhaal nie, maar julle kom elke jaar nader aan jou ouer dag. En jy's veronderstel om beter te word. Julle het almal ouers. Dis sad om partykeer na te kyk en sê, wat op aarde doen hulle? Hulle is nog sane, maar die selfsugtigheid kruip in. Daarom is hierdie 'n mental ding. Ek gaan net nou sê wat 'n mens moet doen om dit te hou. Vir die ouer vroue sê hy, hulle die handsakke, hy sê, moenie kwaad praat in kinders nie. Want kyk, vrouens in die ou tyd, hulle het nie gewerk nie, so wat doen hulle? Hulle kuier by mekaar. En wat doen hulle dan? Hulle praat. Nou sê hulle, volwasse mense, praat oor idees en goeders. Maar onvolwasse mense praat oor ander mense. Dis kinder. Want jy vertel stories en dis, jy weet, dit gaan ons aan en aan. Hy sê, dis nie hoe julle moet wees nie. Zip it. Zip it. En dan moet hulle nie aan drank verslaaf raak, want hulle werk nie, so hulle het aan die geld en goed, so jy kan drank gebruik, maar asseblief nie, want daar's nou niks soos 'n vrou wat dronk is, terwyl 'n man ook het. So moenie dit pas nie by julle nie. Want dit was so op die eiland. So trek die skoen aan as jou pas. Ek weet nie of jy dronk is of nie. En dan goeie raad gee vir jonge vroue. Hierdie is 'n belangrike ding. Ek dink ons mense moet bewus leef. Jy moet weet toe jy jong was, het jy opgekyk na jou ma en haar susters en jou ouma en mense in die kerk. En wat 'n voorbeeld was hulle vir jou? En die vraag is, wat 'n voorbeeld is jy nou vir ander? Hierdie is nogal 'n koue water in 'n mens se gesig om te dink mense kyk vir jou. Ek weet altyd julle kyk vir my. So as ek nou, en ek het op staan kwaad geword hier by Almara, jy weet, as jy nie goed verstaan nie vir die Emirate, dan dink ek as mense my nou moet sien, dan skaam hulle self vir my. Jy daai bewussyn hê. En die Here sien jou heeltyd, en dit gaan om sy liefde te gee, nê. En dan moet jy verstandig en kuis wees. So, mevrou, as jy 'n jong man sien wat jou haas na roei, moet jy dink aan jou eie man. Dis wat verstandig en kuis beteken. Dink nou wat hier kan gebeur. Dan praat hy met die jong mense. Hy sê vir hulle, dink asseblief voor julle iets doen. Moenie net in plons en goed gaan doen nie. En sê nie, wag, gee net gou 'n bietjie kans. Dit my weet, jy het 'n prefrontale lob gekry wat eintlik dink. Mense emosies is vinnig, jou organe en jou hormone werk vinnig, maar laat jou gedagtes jou beheer, sê hy. Hy sê, en dan moet jy hard werk. Want kyk, die krete, ek dink ek sê dit iewers, dat
daar was 'n ou gewees, ek dink Epikuretos wat daar gebly het. Hy sê hulle is die luiste mense op die aarde gewees, sê hy. Hy sê hulle is vrate gewees. Hy gesê Paulus sal hom aan. Hy sê julle kan nie soos hulle wees nie. Jesus sê as jy nie werk nie, eet jy nie. Dis wel 'n ding met die Grieke, nê, toe hulle nou ingeneem is in die EU, het die Duitsers gesê nou moet hulle uitbuil want ons is deel van die EU en hulle kry meer grants as wat die Duitse salarisse kry. Lei mense op. Kyk, eilande se mense, dis lekker daar. Jy weet, laat as jy een dag 'n week werk, dink jy is te veel. En dan sê hy vir die jong mense, wanneer jy lering toepas, dan moet jy suiwer, sorg dat jou leer suiwer is. Maar jy kan 'n ongelooflike getuienis wees, maar jy moet 'n suiwer leer hê. Dat Christus die Here is en dat hy opgestaan het. Sê hy vir jong mense. En dan sê hy vir die slawe. Dit is interessant, die Bybel het nie eintlik teen slawerny gepraat nie. En ek wil net sê, ons wat hier bly, behalwe 'n paar van julle wat besighede het, is slawe. Ek is julle slaaf. Maar jy is vir iemand anders 'n slaaf. Ons vir iemand werk jy slaaf eintlik, is dit nie? Hy besit jou nou nie, maar eintlik besit hy hom as jy afdank met jy huis toe gaan. Hy het jou maar soos dit is. So hy sê wees onderdanig aan jou baas as 'n Christen. Tweede ding sê hy, wees tevrede met die goed wat jy het. Jy is nie die baas nie. Jy's Klaas in Klasina. En dan moenie teepraat nie. Moenie parmantig wees nie. En in hierdie land weet uit dit baie mooi. Dit is humble pie eet nie. Ek bedoel dit is hierdie goed is ek bedoel iemand wat in Suid-Afrika aan die preek luister gaan nooit hiernatoe kom nie. Daar kan jy jou goed uitgooi en 'n bed vat en 'n se karstuk inslaan. As jy nie skiet nie, dan kom jy weg daarmee. Jy moet asseblief nie steel nie want dan gaan jy in die tronk kom. Moenie steel nie. Behalwe slegte getuie is nie goed vir jou nie. Hy sê en dan moet jy betroubaar wees. Dis wat Jesus bedoel het toe hy gesê het, as jy my wil volg, jy hoef my te volg nie. Jou kruis opneem, beteken jy moet kom kniel en dan kan jy my volg. En is alleen dan dat jy getuie sal wees. Ek wou nie eintlik hierdie preek. Ek hou nie van lyste en ons moet so maak, maar dit is so 'n beautiful preek eintlik. En dit is vir expats. Ek bedoel, dit is so nice eintlik. Okay. So flaminke bly nie altyd soos hulle is pink nie. Hulle word wit later. So hoe kry jy van mink reg om pink te wees? Hy eet kos wat hom pink hou. Hy eet alge. En daar's 'n eiland by Abu Dhabi. Nee, ek spesifiek Ras Al Khaimah. Wat op die eind kon jy gaan kamp het. 'n Bietjie hoër as daar so pink lyk. Wie het julle daar gesien? Hy's pink. Jy kry baie by panne en goed dat die goed pink is. Die rede is daar's 'n klomp alge daarin wat hom pink maak. So wanneer die flaminkie alge eet en hy eet ook shrimpies, dan word hy en hy bly pink. En is interessant as hulle eet, hierdie mense sy bek al gesien soos 'n saf. So hy druk sommer sy hele gesig in die modder in en dan loop die water uit en dan bly eintlik die goedjies agter en dit sluk hy in. Hy suig dit op. Interessante dinge flaming. Maar is harde werk. So ek wil net vir jou sê, as jy 'n pink expat gister wil wees, moet jy jou tande inslaan in die 3 bronne van voedsel wat Jesus vir ons gegee het. 3 bronne van voedsel. Die eerste een is die woord, die tweede een is die brood en die derde een is die wyn. Dit sal jou voed sê Jesus. Hy sê, as hy die Onse Vader wat ons net gesing het vir hulle leer, dan sê hy, so met julle sang, gee ons vandag ons daagse brood. En hy val eintlik in 2 uit. Dit is brood, maar dit is ook die woord. Want Jesus haal in Matteus 4 vers 4, haal hy vir God aan. Die Vader wat in Deuteronomium 8 vers 3 gesê het, toe hy die manna gegee het, hy sê, die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van die woorde wat uit God se mond uitkom, lewe nie, my getuies wees nie. Nou sê Jesus, vir die mense wat agter hom aangegaan het, ook toe hulle manna gesoek het, sê hy, as julle nie die liggaam van die seun van die mens eet, en sy bloed drink nie, het julle nie deel aan die Zoe lewe, die geestelike lewe nie. So, hy sê dit, nou, die Rooms-Katholieke kerk glo, dat die brood word die liggaam van Christus en die wyn word sy bloed. Dis hoekom hulle nie te veel op, hulle noem het hulle het so 'n funksie waar hulle dit ophou, en hulle noem dit transsubstansiasie, dan word dit. Dis hoekom na die tyd, dan moet die priester
Jy kan nie Jesus se bloed weggooi en die drein omdat hy alles opdrink, verstaan jy? So om te keer dat hy dronk word, jy kan hy net soveel op 'n slag, maar ons sê nee, Jesus het dit bedoel as 'n beeld. Hy het 'n beeld bedoel, om te sê, hierdie is die simbool van my bloed. Hierdie is 'n simbool van my liggaam wat gebreek is. Maar wat gebeur elke keer as mense dit eet? Dit vat jou terug na wat Jesus vir jou gedoen het. Ons het gekyk daarna, toe ons Jesaja gepreek is, hy's gegeesel, hy's geslaan, hy's deurboor, hy's opgehang vir jou. En sy hele koms aarde toe was een van nederigheid. Dis sy hele lering was om te sê, draai die ander wang, loop die ekstra myl. Hoekom? Want dis hoe dit bedoel is in die begin. En dis wat hy vir ons kom leer. In sy gees kom die vrug van die gees vir ons gee. En daarom is hierdie woord van God ongelooflik belangrik om jou tande hier in te slaan. En ek is baie trots dat ons gemeente deur die Bybelboeke lees en julle saam lees, ek die daagse brood elke dag, en julle wat in Bybelstudiegroepe is weet. Die enigste manier om te verander is om die woord te eet. Jy onthou op die 6 tente kamp, dan kom die groot sterk engel by Johannes en hy sê, vat hierdie boekie en eet hom. Eet hom. Hy sal soet wees in jou mond en bitter in jou maag. Wat beteken as jy het eers geëet het, dan wil jy dit ook vir ander vertel en dit verander jou. En dan gaan sit ons aan die einde ook weer by die tafel van die bruilofsmaal. En ek wil hê ons moet vandag dit doen. Maar dis eintlik waar alles begin. Nie by die reëlse lys nie, maar by die ervaring wat God vir jou gedoen het. Toe hy die hemel gekom het en eintlik jou expert geword het. Want hy was 'n expert op aarde. Want hy woon eintlik in die hemel. So ons gaan dit uitdeel. Ek sê vir die span ook dankie wat vir ons as voorbeeld, dan gaan ons dit saam gebruik. So ek wil hê jy moet jou brood en jou wyn vat. Ek weet wil jou tande daar inslaan en hou dit vas en dan gaan ons dit saam gebruik. So dink 'n bietjie oor die woorde wat vandag na jou toe gekom het en julle kan ook die musiek sing.